Goeiemôre, dis Vrydag is 13 Februarie en Dirk wat met u gesels. Kom ons maak iets duidelik wat die geskiedenis eintlik lankal afgehandel het. 'n Mens kan teologie bespreek en jy kan leerstellings debatteer, maar om te ontken dat Jesus van Nasaret werklik op hierdie aarde geleef het, is nie eintlik 'n geloofsdebat nie, dis eintlik meer 'n historiese debat, 'n geskiedenisdebat. Het histories gesproke is Jesus een van die mees gedokumenteerde figure in die wêreld. Nie net in die Bybel nie, ook buite dit. Nie Christelike geskiedskrywers het oor Jesus geskryf sonder om die Christendom te probeer bevorder. Tacitus was 'n Romeinse historikus wat geskryf het oor Jesus wat onder Pontius Pilatus tereggestel is tydens die bewind van keiser Tiberius. Tacitus was nie 'n gelowige nie. Hy het die Christene eintlik negatief beskou. En tog het hy steeds aangeteken dat Jesus 'n werklike historiese figuur was wat gekruisig is. Josephus was 'n Joodse geskiedenisskrywer en hy het verwys na Jakobus as die broer van Jesus wat Christus genoem word. Dis nogal betekenisvol want dit kom uit 'n Joodse perspektief, nie uit 'n Christelike prediking nie. Daar was daar Plinius die jongere en hy het geskryf oor vroeë Christene wat Jesus as God aanbid het. Plinius skryf dat Jesus se eerste volgelinge hom nie net as 'n leermeester behandel het nie, hulle het hom as goddelik beskou. En nie een van hierdie manne het probeer om die Christendom te bou nie. Hulle het bloot aangeteken wat hulle in hulle wêreld waargeneem het. Argeologie stem ook ooreen met die evangelies. Bewyse wat bevestig dat Pontius Pilatus 'n werklike Romeinse goewerneur was, is ontdek. Bewyse wat verband hou met Caiaphas, die hoëpriester, is gevind en selfs Nasaret, wat baie kritici eens beweer het is 'n uitgedinkte plek, is bevestig as 'n werklike dorp uit die 1ste eeu. Die manuskripbewyse vir die Nuwe Testament is sterker as die van die meeste antieke geskiedenisgeskrifte. Die tydsgaping tussen wanneer die gebeure plaasgevind het en wanneer dit neergeskryf is baie kleiner as by die meeste antieke dokumente wat historikuste maar daagliks vertrou. Tog bevraagteken mense selde daardie dokumente, maar hulle bevraagteken die skrif hoofsaaklik oor wat dit beweer. Die evangelies is naby genoeg aan die gebeure geskryf dat ooggetuies nog geleef het. As Jesus nie werklik was nie, sou hierdie beweging vinnig onderdruk gewees het en as verkeerd bewys kon word, aangesien baie ooggetuies van gebeure in daardie tyd nog geleef het. In plaas daarvan het die Christendom versprei te midde van intense vervolging. Mense is geslaan, gevange geneem en doodgemaak, en tog het hulle geweier om te ontken dat hulle gesê het wat hulle gesien het. Mense mag sterf vir iets wat hulle glo waar is, maar mense sterf bitter selde vir iets wat hulle weet 'n leuen is. En dan is daar nog die profetiese laag. Die Ou Testament het besonderhede oor die Messias beskryf lang voor Jesus gebore is. Besonderhede oor waar hy gebore sou word, hoe hy sou ly, hoe hy verwerp sou word, hoe hy deurboor sou word. Dis eeue voor die kruisiging geskryf. Ernstige geskiedkundiges debatteer nie werklik of Jesus meer bestaan het of nie. Die werklike debat is wie hy was. Want Jesus het homself nie net as 'n goeie leermeester voorgestel nie, hy het gesag opgeëis om sondes te vergewe. Hy het eenheid met God geëis, hy het sy dood en sy opstanding voorspel. Ja, jy kan kerkkultuur verwerp, jy kan georganiseerde godsdienst verwerp, jy kan selfs die Christelike leer verwerp. Maar om te ontken dat Jesus geleef het, vereis dat jy Romeinse verslae, Joodse historiese, argeologie, manuskripgeskiedenis en vroeë ooggetuienis ignoreer. Dis nie blinde geloof nie, dis die historiese werklikheid. Die werklike vraag was nog nooit of Jesus bestaan het nie. Die werklike vraag was nog altyd, wat gaan jy doen met die feit dat hy wel bestaan het? Dit is jou keuse. Here, help ons om U te sien vir wie U werklik was. God wat mens geword het, onder ons kom woon het en die prys betaal het sodat ons vir ewig kan leef. Amen.